Amen. Wonderlike geleentheid om in die woord van die Here in te kyk en absoluut die realiteite van die skrifte toe te laat om ons denke te vernuwe, om ons na nuwe hoogtes toe te lei, na nuwe kennis toe, na nuwe insigte. Dis so mooi as 'n mens kyk in 2 Korintiërs 6 en die tweede vers. Wat sê? Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor. In die tyd van welbehae, 'n sekere tydsvak, het ek jou verhoor. En in die dag van heil het ek jou gehelp. Jy sien 'n afgehandelde storie. Hy het ons gehelp. Daar's nie 'n realiteit wat jy nou kan terugdeins en met 'n probleempie wat jy het en sê, Here, ag kom help my asseblief. Nee, die Here het jou gehelp. Hy het vir jou alles gegee wat tot die lewe en godsaligheid lei. En dis jou verantwoordelikheid om in daardie rykdomme te opereer. In 1 Korintiërs 1 vers 5 sê God het ons in alle opsigte verryk. Hy het ons in alle opsigte verryk. Dis daardie rykdom. As jy nie daardie rykdom in skrifte ontdek nie, wat die meeste ouens glad nie besef nie. En die vyand is besig om die mense te mislei op 'n groot skaal. Want hulle wil in die Moses wandel in steede van om in die woord te bly. Johannes 6:63 sê, die vlees stel vir niks nie. Hierdie woord is gees en lewe. As jy nie die realiteite van hierdie skrifte aanvaar nie, sal jy nooit die rykdomme wat dit vir jou skenk ervaar nie. Nooit nie. Jy sal altyd armoedig en altyd in verlange, altyd in behoefte wees, al die tyd smag na iets wat moet kom, al die tyd die Here so wat, Here kom help my, terwyl hy sê, luister weer na die woord, 6 vers 2, hy sê, want hy sê, in die tyd van die welbehae, het ek jou verhoor. Jy sien, jy moet nou eers by die antwoord kom. Die Bybel is 'n hele struktuur, 'n hele realiteit, 'n hele lering, waar volgens 'n ou moet wandel. En as jy nie in al hierdie kennis van die skrifte wandel nie, het jy niks om op terug te val nie. Jy het niks wat jou geloof kan nie substansieer nie. Jou geloof kan nie produseer nie. En ons weet dat hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik. Dis net geloof in die groot God van die hemel en wat hy sê, wat kan produseer. En soos jy die rykdomme in die skrifte ontdek, begin jy eers sien hoe hierdie groot God vir jou alles onderneem, want hy ken die begin van die einde af, hy ken die einde van die begin af. Hy ken elke opsig, hy weet wat jy môre en oormôre wat jou te beurt sal val, en hy het reeds die antwoord. Maar as hy nie jou antwoord is, as die skrifte nie ons antwoord is nie, dan is dit nie die tyd van welbehae nie. Dan het God ons nog nie verhoor nie. Maar hy sê, in die dag van heil het ek jou verhoor. So, dis afgehandel. Ons moet nou in die realiteit wandel. Vers 3 sê, ons lê nie die minste hindernis in die weg, sodat die bediening nie beklad mag word nie. Jy sien, jy kan baie gou sien, wanneer iemand met jou praat, en hy begin sy probleme vir jou vertel, dan sien jy maar, hy het geen vertroue in die Here, hy het geen geloof in die Here,
Hy het geen geloof in die dag van môre en oormôre nie. Hy's absoluut besig om sy vernederde omstandigheid te sien in die natuurlike, in steede van om in die geestelike te leef dag na dag. Nou sê die skrif baie mooi, dat ons nie die bediening moet beklad nie. Ons moet al die tyd so vertrou, dat die geestelike kant moet al die tyd getuienis vir ons wees, sodat mense kan sien, hierdie ou wandel nie na die sienlike nie. Hy wandel absoluut na die onsienlike. Hy vertrou absoluut op die Here. Hy laat nie toe dat die natuurlike realm hom negatief oriënteer nie. Hy laat dit nie toe nie. Hy's absoluut in die volle vertroue dat hierdie groot God wat hom geroep het, is ook bekwaam om elke dag te help en deur te dra. So, nou sê die skrif in die 4de vers, hy sê, maar in al hierdie dinge, beveel ons aan as bedienaars van God, met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slaaplose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, en lankmoedigheid, vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde, al die tyd in die Heilige Gees, om die dieptes waartoe die Heilige Gees jou lei, in die dieptes van God in, om te sien hoe absoluut God betrokke is by jou, dat hy elke oomblik, soos hy in Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek sal met jou wees al die dae van jou lewe. Dit is so belangrik as jy begin besef dat die skepper van hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde, die maak beloftes aan jou. En hierdie beloftes is nie nodelose beloftes nie. Hy sê in 2 Petrus 1 vers 3 en 4, hy sê volgens hierdie magtige beloftes van God, kan julle aan die bo-natuurlike natuur deelagtig wees. Jy kan die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Deur 'n vaste vertroue, deur 'n besef dat jy wandel in die Heilige Gees en nie in 'n emosionele realiteit, waar jy soms hoor dat ouens sê, hulle voel die Heilige Gees. Jy kan niks voel in die natuurlike wat die geestelike betref nie. Die geestelike is 'n innerlike oortuiging, is 'n oortuiging waarin jy staan, wat onwrikbaar is, dit onveranderlik is, al gaan tyd verby, jy weet dis 'n belofte van God, dis bo-natuurlik, dit sal nie val nie, want geen belofte van God is sonder 'n antwoord nie. Dit is so wonderlik as jy sien hoe dat beloftes eintlik 'n profesie van God is, dat jy in dit wandel, dan word dit 'n werklikheid. Maar jy moet in die Heilige Gees wandel. In die Heilige Gees is die skrifte, nie die wettiese skrifte nie. Jy's nou nie meer onder die wet nie, jy's nou in die Nuwe Testament. Jy lees net die Nuwe Testament en jy kom tot die openbaring van die heerlikheid van die realiteite wat vir jou gekom het. En mettertyd kan jy teruggaan en jy kan selfs kyk na die beloftes in die Ou Testament en jy sien dat dit was net profeseë van werklikhede wat jy tot stand kan bring deur jou geloof. En jy sien hoe dat daar klein fraksies is van God se betrokkenheid in die Ou Testament. Maar in die Nuwe Testament word hy jou lewe.
Hy word absoluut die een op wie jy elke oomblik kan vertrou, want hy het jou verhoor. Dit is die dag van heil. Hy is elke oomblik met jou en sal jou nooit begewe of verlaat nie. Maar dis die geestelike riem, dis om in die Heilige Gees te wandel elke dag, om te besef dat hierdie woord is gees en lewe. As jy nie die woord ken nie, en dis daarom ook wat dit so belangrik is, om wanneer seminare aangebied te word, om te gaan leer, om te kyk, jy weet, van kindsbeen af, het ek al die tyd, as ek na mense luister, as hulle praat, dan gaan kyk ek in die skrifte, of ek dit so verstaan. En dit het gemaak, dat ek tot nuwe insigte kon kom, dat ek in kon kyk in die skrifte, en sien maar, die skrif sê nie so nie, die skrif sê, jy moet vertrou op God, jy moet glo, en jy moet die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan, jy moet tyd gebruik, jy moet nie in tyd wees nie, jy moet absoluut in werklikheid wees, en dit wat jy voor vertrou, absoluut die Here loop. Luister net wat sê Jesus self, dit is eintlik 'n openbaring as jy dit sien. In Markus 11 vers 22 tot 24. Hy sê, as jy enige iets by God vra, glo dat jy dit al reeds ontvang het, en dit sal so wees. Met ander woorde, die oomblik wat jy vra, dan begin jy God reeds dankie sê, dat dit 'n werklikheid gaan wees, dat die werklikheid gekom het, dat dit wat jy gevra het, is die antwoord. Want hierdie God sê, jy is nou in die dag van heil, jy is nou in die dag waarin God jou verhoor het. Daar's nie nog 'n ander dag, jy is al die tyd in die realiteit van die geestelike riem. So, dit is so belangrik dat ons na die woord van die waarheid kyk. Nou, luister net wat sê vers 7 nou. Hy sê, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van geregtigheid, in die regter en die linkerhand, die wapens van geregtigheid in die linker en in die regterhand. Jy veg met niks anders as die woord van geregtigheid nie. Dat, luister net weer wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê God het Jesus, toe hy daar aan die kruis gaan sterf, toe maak God hom sonde met ons sonde, sodat ons kan wees die geregtigheid van God. En daai geregtigheid, om dit vir jou te benadruk, sê hy, met daai geregtigheid veg jy nou, teen alle omstandighede. Ek is geregverdig in die linker en in die regterhand. Daar's nie 'n ander wapen wat jy het. As jy's in die volle geregtigheid van God, jy's geregtig nou om dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, deur jou geloof. Die regverdige sal nou net deur die geloof lewe. Nie meer deur die aanskouing, nie meer deur die wet, nie meer in die natuurlike. Ja, ek wil eers sien nie. Nee, jy het gesien. Jy het gesien, die dag van die Here het aangebreek. Die dag van heil het aangebreek. Die dag van God se antwoord het gekom. En jy staan nou in hierdie volle werklikheid. Jy moet weet, as jy in die geestelike wandel, gaan dit vir die natuurlike nie duidelik wees nie. En hulle gaan jou begin bespot. Nou sê hy in vers 8, deur eer en oneer, deur slegte en goeie gerugte, as verleiers en tog waaragtig, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes en kyk ons lewe, as getuigtig en tog nie dood nie, as bedroefdes maar altyd opgeruim, as 'n armes maar wat baie ryk maak, as mense wat niks het nie en tog alles besit. Jy het in die geestelike kant alles wat God jou beloof het
in besit geneem, jy's verryk in alle opsigte, en jou bediening nou is om elke mens wat jy teekom te verryk, om die bediening van die Gees uit te dra. Nie meer die sienlike nie, absoluut in die onsienlike. Maak nie saak hoe lank dit neem nie. Ons weet dat die boek van Efesiërs en Kolossense was uit die tronk uitgeskryf deur Paulus en Galasiërs byvoorbeeld. Dan skryf hy, dan is hy 3 jaar in die tronk, in 'n groot tronk, waar hy op stukkies papier moet skryf, met goedjies wat sy mense om besoek, wat vir hom bring, en dan vat hulle daai papiertjies uit, en dit is die skrifte wat ons vandag het. En dan skryf hy Galasiërs 5 vers 1, na 3 jaar in die tronk. Broeders, staan nou in die vryheid. Jy sien vir die natuurlik sal eerste oomblik vir jou vra, is dit nou vryheid om 3 jaar in die tronk te wees? Maar geestelik is dit 'n ander realiteit. Jy staan in die geestelike rykdom, waarmee, en die natuurlike tel vir niks nie, want hierdie woord is gees en lewe. Jy weet, die uiteindelike manifestasie gaan die volheid van oorwinning, die volheid van lewe en lewe in oorvloed wees. Kan jy dink, waarvoor word jy voorberei? Vir 'n ewige lewe, 'n lewe wat geen begin of einde het nie. Dis waarvoor jy voorberei word. En as ons nie bereid is om diep in te kyk in die skrifte nie, dink net wat verloor jy. Paulus, wanneer hy swaar kry, dan sê hy, dit is baie gering, dis maar soos 'n oomblik in die ewigheid. Die natuurlike begin jou bespot, begin vir jou vra, maar waar is jou rykdom nou? Waar is jou antwoord nou? Waar is jou gesondheid nou? Waar is dit? En jy staan in die realiteite van die skrifte. Jy laat jou nie vir een oomblik afbring nie. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. Jy sien, baie ouens ontvang nie hulle genesing nie, want hulle soek dit in die toekoms en dit lê in die verlede. As jy nie die geestelike absoluut ophef bo die natuurlike nie, dan kan jy nie die oorhand kry nie. Jy moet absoluut die skrifte so ryklik in jou laat woon, dat jy sien, in die dag van heil, het hy ons gehelp. In die dag van heil, het hy ons verhoor. Daar is nie, God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Die volheid het vir elke mens gekom. Maar jy moet in daardie lewe in beweeg, en alleen deur die wedergeboorte kan jy daarin beweeg. En dit is baie radikaal, want in die wedergeboorte het net plaasgevind aan die kruis van Golgotha. As jy nie jou dood aan die kruis kan sien nie, kan jy nie wedergebore word nie. Dis nie moontlik nie, want 1 Petrus 1 vers 3 sê, ons het hierdie gawe van wedergeboorte net by die kruis ontvang. Dit is al waar jy dit kry. Jy sien nie op 'n ander plek waar wedergeboorte so duidelik beskryf word as 1 Petrus 1 vers 3 nie. Dat jy die wedergeboorte deur die groot liefde van God, hierdie wedergeboorte ontvang het, en dat jy nou in daardie nuwe realiteit die geeslewe kan lewe, sonder om een oomblik terug te deins. Begin jy die geestelike sien, en jy begin in jou gees belewe, dat jy nou een gees met God geword. Hierdie groot God is vir my. Hy's nooit teen my nie, hy kan nooit teen my wees nie. Kan jy dink, baie mense
sê maar dit is onmoontlik om enigsins skadu van heiligheid in jouself te belewe. Maar hulle besef nie dat dis 'n gawe wat jy ontvang het. En of hy manifesteer in die natuurlike of nie manifesteer nie, hy bly 'n werklikheid. Dis 'n gawe en die gawes van God is onberoulik. En jy staan in daardie realiteite en alleen geloof kan 'n werklikheid produseer in jou. Alleen geloof kan heiligheid produseer. Alleen geloof kan genesing produseer. Absoluut dit dat God het ons aan die kruis verhoor. God het 'n kennis aan ons gebring. God het ons kom behulpsaam wees aan die kruis. Nêrens anders nie. Van toe af is hy met ons en sal ons nooit begewe, sal ons nooit verlaat nie. En jy dink daaraan, as jy nie jou denke vernuwe, soos die skrifte sê nie, hoe verwag jy dan moet 'n verandering in jou plaasvind? Want die skrif is duidelik, soos jy dink, so is jy. Spreuke 23 vers 7. Soos jy dink, so is jy. Jy moet nou die skrifte bedink. Jy moet absoluut in hierdie realiteite van die groot liefde van hierdie God begin wandel. Dag vir dag. Absoluut nie terugdeins vir een oomblik nie. Maar laat die skrifte vir jou 'n absolute noodsaaklikheid word. Soos die brood van die lewe. Elke dag, elke oomblik 'n honger na hierdie voedsel, na hierdie geestelike voedsel. En alleen dit bring herlewing. Jy sien, die herlewing is iets wat binne in 'n mens plaasvind. As jy honger en dors word na volmaaktheid, nie meer hierdie beloftes in die natuurlike wat nooit tot 'n einde kom en nooit 'n werklikheid is nie. Maar jy soek daar die geestelike werklikheid en jy beweeg daarin. Jy begin honger word om meer te hoor van gees en lewe. Dit wat jy werklik is. Dit wat jy werklik is. Dat jy nooit weer sal terugdeins na die ou godsdienst wat in die natuurlike realiteite is nie. Die gees is 'n kennis wat in jou kom, wat nooit weer kan verander nie. Is 'n oortuiging. Geloof is 'n totale oortuiging van die goedheid en die guns van God wat op ons gekom het en op ons sal bly vir tyd en ewigheid. En dit is dit wat ons so waardeer en wat ons hoop dat u tot daardie kennis sal kom deur hierdie woord. Prys sy groot naam. Amen.